Goeiedag kykers. Ek groet u weer eens in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n voorreg is dit weer vandag om saam met u oor die woord van die Here te deel. Die Here is 'n werklikheid en ons erken hom en ons gee hom al die eer, al die lof vir wie hy is en vir wat hy vir ons doen en vir wat hy nog kan doen, want hy is magtig en groot. Ek wil net met u deel uit Johannes 21 vanaf versie 1. Die Bybel sê, na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn, daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didymus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim. En in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak en werp homself in die see, maar die ander disipels het met die skeikie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Prys die naam van die Here. Die Here seën sy woord en die lesing daarvan. Vader, ons dank u vandag, Here, weer vir wysheid, vir insig en kennis. Ek bid my Vader dat u, Here, deur die tong en lippe van my sal spreek. Ek verklaar die kosbare bloed, Here, oor my liggaam, Here, en oor elke kyker wat luister na hierdie program, my Vader. Ek bid, Hemelse Vader, maak die ore en die harte oop van die kykers en luisteraars, my God, dat hulle u woord sal aanvaar, Here, dat hulle veranderinge sal ervaar in hulle lewens, Here, positiewe veranderinge in die magtige naam van Jesus Christus. Lei my dan die Here Jesus Christus in hierdie skrif met wysheid, met insig en kennis, in Jesus naam. Amen en amen. Nou die woord van die Here praat vandag hier in Johannes 21 saam met ons, waar die Bybel sê, en Petrus het aan die disipels gesê, aan sy broeders, hy gaan weer vis vang. Hierdie tyd was dit al wat Jesus nou al verskyn het aan die disipels telke male, het hy verskyning aan hulle gemaak, om te bewys dat hy nog lewe, dat hy opgestaan het. Die Bybel sê, en Petrus het teruggegaan na die visvangs, en die broeders het saam met hom gegaan, die ander disciples het saam met hom gaan visvang. Die Bybel sê, en in die nag waarin hulle vis gevang het, daar niks gebeur nie, hulle het niks visse opgetrek nie. Maar by die dag, toe daar Jesus langs die see gestaan en geroep, en vir hulle gesê, gooi die net aan die regterkant. Die Bybel sê, en hulle die net aan die regterkant gegooi. Aan die regterkant van die skei. Hy sê in vers 6, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Terwyl ek na hierdie skrifgedeelte kyk, sien ek dat hulle was besig, maar hulle het die net aan die linkerkant van die skei gehet. En hulle het niks visse gevang nie. En die Bybel sê, en dit was gedurende die nag. En as ek kyk na die woord van God, dan sien ek dat die skrif sê, die lig het geen gemeenskap met die duisternis nie. Die lig en die duisternis het geen gemeenskap met mekaar nie. Die Bybel sê, en terwyl het dag was,
het Jesus gekom, en Jesus sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant. En toe hulle die net aan die regterkant gooi, kom ek verduidelik, net soos ek verstaan, wanneer 'n mens, in daardie tyd as hulle vis gevang het, moes hulle nou met die nette uitgaan op die bote. En dit het baie inspanning gekos, baie krag gekos, om die net in die water te gooi, om die net weer op te trek, wanneer daar vis in is. En die Bybel sê, hulle het vir daardie nag, het hulle niks vis gevang nie. Maar die moment toe Jesus sê, hulle moet het aan die regterkant gooi, in ander woorde, hulle moes hulle fokus verander. Van Paulus, die eerste ding wat Petrus gedoen het, is, Petrus het teruggegaan na die gewone visvangs toe. En Petrus was geroep deur die Here Jesus Christus, om 'n visser van mense te wees, om die evangelie aan mense te gaan uitdra, om die blye boodskap met mense te deel. Maar hier gaan Petrus terug, en hy gaan vang vis. En hy het niks gevang gedurende die nag nie. Maar toe die dag was, toe kom Jesus, en Jesus sê, gooi die net aan die regterkant. In ander woorde, hulle moes hulle focus change, hulle moet hulle hele krag verander, hulle moet hulle posisie waarin hulle krag sit, en hulle effort insit, moes hulle verander, hulle moet alles in daardie kant sit, in die regterkant. Die Bybel sê, en terwyl hulle focus daar het, maar hulle het slechts hulle focus gechange op grond van wat hulle gehoor het. En toe Jesus Christus hulle aangespreek het om hulle net aan die regterkant te gooi, het hulle gehoor en hulle het gereageer op wat hy sê, en hulle het die vis en hulle het die net daarin gegooi, en toe trek hulle menigte van visse op. In ander woorde, hulle moes dit het effort gekos, dit het krag gekos, dit het focus gekos. Ek weet, wanneer jy met 'n lyn, met 'n visstok gaan see toe, en jy wil nou 'n visie gaan vang, dan kos dit geduld, dit kos patience, dit kos ook inspanning, dit kos jou tyd, dit kos krag, want jy moet die stok elke keer in, as jy voel dat daar iets aan die lyn pik, dan moet jy nou die stok elke keer in katrol, die lyn, om te kyk, is dit 'n vis. So elke keer moes hulle voel aan daardie nette, of daar vis is in die net. Maar hierdie keer het Jesus net gesê, gooi dit daarin, en omdat hulle fokus, omdat hulle gehoor het wat hy sê, en omdat hulle fokus op die plek as wat Jesus gesê het, dit moet wees, het hulle die menigte van visse opgetrek. In baie gevalle, dierbares en kykers, in baie gevalle, wanneer dit kom by sekere dinge, wat ons nodig het, of wat ons heeltyd, kom ek sê so, Petrus het die hele tyd, was hy met Jesus. Hy was heeltyd saam met Jesus, hy was deel van die wonders wat Jesus gedoen het, hy was deel van al hierdie goeie dinge en mooi dinge wat met die Here gebeur het. Hy was ook deel met die slegte dinge, maar toe die slegte dinge gebeur, toe verloon Petrus Jesus. Hierdie Petrus was die een wat vir Jesus verloon het, maar hy was heeltyd daar, toe Jesus die wonders doen, en toe Jesus vir hulle vertel van die koninkryk, en al hierdie mooi dinge, Jesus dooies laat opstaan, en blindes laat sien, en dowes laat hoor, toe was Petrus daar, en die ander disippels was daar, maar hierdie keer, toe Jesus nou nie meer daar fisies is nie, en hy elke keer so nou en dan aan hulle verskyn, en wys dat hy opgestaan het, hierdie keer het Petrus besluit, hy gaan nou terug na sy gewoonte toe. Baie maal, wanneer dinge nie meer goed gaan in ons lewens nie, wanneer ons deur omstandighede gaan, wanneer ons probleme het, dan gaan ons terug na ons ou gewoontes toe. Dis wat ek in hierdie skrifgedeelte sien, dan gaan ons terug na ons ou gewoontes toe. Al weet ons gaan nie baie kry nie, al weet ons, dit gaan nie vir ons uitwerk nie, al weet ons, het gaan nou nie, maar dis iets wat ons gewoond aan is, dit is iets wat ons nou al, wat nou al 'n deel van ons lewe was, nou gaan ons terug na daardie ding toe, van ons het die goeie ding wat daar was, het ons nou verloor, of die ding is weg. Nou in hierdie geval was Jesus nou nie daar nie, maar het af en toe het hy aan hulle verskyn. In hierdie geval het Petrus gegaan, en Petrus het teruggegaan na die ou dinge, en hy het gaan sy fokus gaan sit op iets wat tydelik is, iets wat nie vir ewig kan wees nie, iets wat vir hom vir tydelik kan versadig. Hy het sy fokus gaan sit op vis wat hy hoop hy sal vang, en dan kan dit vir tydelik vir hom 'n stukkie brood inbring, want hy kan dit verkoop, hy was 'n vissersman, so hy kan weer normale lewe aangaan, soos die ou gewoonte. Maar hierdie keer kom Jesus, en terwyl hierdie ou gewoonte begin te inkom in Petrus en die disipelbroeders se lewens, kom Jesus Christus, en hy roep hulle, en hy sê, gooi die net aan die regterkant. Maar omdat die een vir wie Jesus baie lief was, Jesus se stem geken het hy aggeslaan, en hy sê vir Petrus, dit is Jesus. Die Bybel sê, toe Petrus hoor, dit is Jesus, toe hy sy boekleed vastgemaak, want hy was naak, en het homself in die see gewerp. Hy het geswem na Jesus toe,
van hy hoor, hy is die saligmaker, hy is my meester, hy is my redder. Ek wil vandag vir iemand sê, wat die fokus verloor het, wat weer teruggegaan het na die normaliteite toe, wat weer gaan sê, ag, ek gaan maar net weer wees wie ek is, en terug gaan na my ou dingetjies wat ek gewoond aan was, ek gaan maar nou vir Jesus los, ek gaan nie waar nie, in elk geval het Jesus nou nie weer vir my dit gedoen, of dat gedoen, of hier deurgekom, of daar deurgekom het, ten spyte van alles, want dit gaan nie oor hoe Jesus vir ons deurkom, en wat Jesus vir ons doen nie, maar dit gaan oor ons geloof, wat geanker in Christus moet wees. Die Bybel sê, en hier is die geleentheid wat Paulus kry, wat Petrus kry, wat Jesus vir hom vra. As ons verder gaan in die skrif, vra Jesus vir hom, Petrus, het hy my waarlik lief? Hy sê, ja Here, Jesus sê vir hom, laat my skape wei, pas my lammers op. Jesus vra hom 3 maal, en hy sê, elke keer sê Jesus vir hom iets daarby, maar hy het sy liefde aan Jesus Christus blootgestel en geërken. Dit is die Petrus wat ons ken. Petrus het teruggekom na Christus toe, omdat hy sy fokus gechange het en aggeslaan het op die stem van die Here. Vandag sit jy daar en jy is gefokus op baie dinge, maar jy luister nie na die stem van die Here nie. Van die geloof kom deur die gehoor. En as jy luister na die stem van God en hoor wat Jesus Christus vir jou sê, en Jesus sê vir jou, gooi jou net aan die ander kant, aan die regterkant, luister na my woord, fokus op dit, dan sal die Here vir jou deurkom. Die Bybel sê, en die net was te swaar vir hulle om het op te trek. Die Bybel sê, en die net het ook nie eens geskeur van wie die menigte van visse wat daar was nie. So dit wat God besig is om vir jou te gee, as jy fokus op dit, daar is al reeds 'n deurbraak, want dit was nie lank nie, hulle het nie net aan die regterkant gegooi, dit was nie lank nie, en hulle het 'n menigte van visse opgetrek. In ander woorde, die provision was daar. Die voorsiening was daar, hulle moes net, hulle focus change, hulle moes net sif na die regterkant waar Christus hulle gesê het, opdrag gegee het om te wees. Jesus Christus gee vir ons, vir ek en vir u, baie maal opdragte, baie maal weet jy wat die regte ding is om te doen. Jesus sal jou nie iets gee wat verkeerd is om te doen nie. Ek en u weet wat die regte ding is om te doen. Miskien is daar iemand wat jy moet vergifnis gaan voorvra en jy sien nie kans om dit te doen nie. Miskien is daai die regte kant wat jy moet gaan ingooi om te gaan vergifnis vra vir iemand wat jy verkeerd aangedoen het. Miskien het jy nie eens vir daardie persoon iets verkeerd aangedoen nie, maar jy moet nog altyd vergifnis gaan vra, van al het ons nie iets verkeerd aan iemand gedoen nie, moet ons, omdat ons in Christus is, gaan vergifnis vra. So soms is dit sulke tipe dinge, en as ons die net dan nou aan die regterkant gooi, om vergifnis te gaan vra, dan sal God voorsiening maak, nie spesifiek van die persoon vir wie ek vergifnis gaan vra nie, maar God het baie bronne waaruit hy voorsiening kan maak. Van dit wat al reeds daar, die vis wat al reeds daar, toe hulle die net ingooi, toe het menigte van visse, toe God voorsien, toe Jesus voorsien. So ek wil vir u bemoedig vandag, as u voel dat u is maar net die persoon, u gaan maar nou net terug en u hou maar aan met die dingetjie wat u gewoond aan was, u het iets probeer en dit het nie uitgewerk nie, u gaan maar nou hier bly, maar ek wil vir u sê, probeer Jesus, aanvaar Jesus, neem Jesus aan, gee Jesus 'n kans, en hy sal die deurbraak aan u gee. Vertrou Jesus Christus te midde van u storms, te midde van die omstandighede. Al lyk het, Jesus is nie daar nie, al voel dit vir u, die Here is nie daar nie, al het u hoeveel maal gebid, en vir hoeveel mense gevra om vir u te bid, u het al hoeveel keer kerk toe gegaan, u het hoeveel keer gevra vir mense om by u huis te kom bid, en het lyk net dinge wil nie uitwerk nie. Wil ek vir u sê, sif net u se fokus na die regte kant. Bly by wat die Here Jesus Christus van u verlang om te doen. Jesus sal vir u die deurbraak gee. Hy sal die antwoord gee. Al wat ons moet doen, ons moet hom lief hê. Soos Petrus vir hom gesê het, Here, ek het u lief. Kan u vir Jesus vandag sê, Here, ek het u lief. U weet mos dat ek u lief het. Die Bybel is so magtig en so kragtig, dat ek en u kan nie teen die woord van God gaan nie. Die Bybel sê in versie 10, en Simon Petrus het in die skei geklim, en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. So dit wat die Here sal voorsien, jy sal dit kan maintain, jy sal dit kan hanteer, as jy toelaat dat Jesus Christus jou lei.
dat Jesus Christus in jou midde is, dat Jesus Christus jou die krag gee, dat hy jou vertroue en jou hoop is. Al wat ons moet doen is ons geloof in die Here Jesus Christus plaas. Toe die woord van God sê, gooi die net in die regterkant, toe hulle fokus sif, toe hulle fokus verander en luister na Jesus Christus en doen wat Jesus sê, toe plaas hulle fokus volkome op dit wat op die woord van God en toe receive hulle uit die woord van die Here, as gevolg van hulle gehoorsaamheid aan die woord van God. Kom ek en u wees gehoorsaam aan die woord van die Here. Al wat die Here van ons verlang, is om gehoorsaam te wees aan sy woord en te beweeg in geloof, want hulle het nie net hulle krag in daarin net ingesit, hulle het nie net hulle fokus daarop gesit nie, maar hulle het geloof daarin geplaas, van jy gaan nie iets doen wat jy nie in glo nie, jy gaan nie iets doen wat jy nie geloof in het nie, hulle het geweet dat Jesus Christus is daar, en hy is die stem wat praat. Vandag praat hierdie stem met jou en hy sê, change your ways. Jy is gewoond al, jy het al die wêreld deurkruis, jy het al alles gedoen in die wêreld, jy het al baie verkeerde dinge gedoen, jy het al baie negatiewe dinge gedoen, jy het dalk miskien al moord gepleeg, jy het dalk miskien al te veel plekke ingebreek, baie inbrake gedoen, jy is telke male word jy voor die hof gesleep, voor die magistraat gesleep, telke male word jy deur mense geslaan as gevolg van dit wat jy doen, telke male word jy gejudge, maar hierdie keer vra die Here, gooi jou net aan die regterkant, gooi jou net by Jesus Christus, luister na die woord van die Here, gee hom 'n kans, dat hy jou kan vrymaak, dat hy jou kan losmaak uit hierdie bindings van die wêreld, uit hierdie vasgevangenheid van die wêreld, waarin die vyand en die bose magte en die demone jou vashou, maar die woord van die Here sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die geeste en die magte en die lig. Hierdie keer het die vlees Paul vir Petrus laat verstaan, hy moet teruggaan na die gewone visvangs toe, maar Jesus kom op die spel, en Jesus maak die voorsiening daar, en daarna sê Jesus vir Paulus, dit is jou opdrag, het jy my lief, pas my skape op, pas my lammers op. In ander woorde, jy moet die evangelie gaan verkondig aan die mensdom. Jy moet die evangelie gaan verkondig aan die wêreld. Jy moet dit uitdra, sodat my kudde na my stem kan luister. Hy sê, pas my skape op, pas my lammers op, laat my skape wy. Petrus sê, Here, ek het u lief. Ek het u baie lief. Wat is ek in u se woorde vandag? Het ons Jesus Christus lief? Sal ons sy skape oppas, sal ons luister na die stem van die Here, ons soek deurbrake, ons soek 'n uitweg, ons soek 'n beter lewe, maar is ons bereid om te doen wat reg is. Jesus maak ons vry, Jesus is alle verlossing en alle redder. Die Bybel sê, hy het op die kruis van Golgotha gesê, it is finished. Die Bybel sê, hy het gesê, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Telke male wanneer die woord van God, wanneer Here Jesus Christus sy hande op mense gelê het, of die blindes laat sien, of dowes laat hoor het, dan het hy gesê, gaan nie sondig nie weer nie. Van Jesus Christus kan nie, die geloof in Christus kan nie werk met sonde nie, dit kan nie werk met ongeloof nie. Die Bybel leer vir ek en vir u, dat ons moet geloof in Christus het. Geloof, ek wil u aandagtig maak, geloof in Christus Jesus. Want dis geloof is 'n oortuiging. Geloof is 'n oortuiging in dit wat ons glo. Die Bybel verlang van ek en u om te glo in Jesus Christus, en dit is die waarheid. Dit is die blye boodskap. Dit is die werklikheid. Baie maal wil ons nie na die waarheid luister nie. Maar vandag sien ons weer eens wat die Here vir Petrus kom doen het, wat die Here vir sy disippels kom doen het, deur vir hulle wat hulle gesoek het vir hulle te gee. God het voorsiening gemaak. En toe hulle op die wal kom, toe is hulle reeds 'n visie op die rooster. My God, die Here Jesus Christus is magtig. Jy dink dalk, dinge kan nie vir jou gebeur nie. Gooi net jou net aan die regterkant. Kom uit die verkeerde kringe, kom uit die verkeerde atmosfere. Hou op met die gewoontes, ou gewoontes. Hou op om ongeloof te hê. Hou op met die sonde en gee Jesus Christus 'n kans. En die Here sal jou oorwinning gee. Mag die Here u seën tot 'n volgende keer. Die Here seën u. Amen.